Vanoggend wil ek praat oor 'n tema aan Jesus se tafel. Watter hart gaan hy daar hê as hy saam met jou op die tafel staan? Maar voor ons na die woord toe gaan, kom ons buig net ons hoofde en ons bid saam. Hemelse Vader, ja Here, vanoggend is dit ons gebed, Here, dat U ons sal aanraak met die woord, dat U woord sal oopsluit vir ons, dat U woord, Here, vir ons insig en wysheid en kennis sal gee, Here. Ja, ons soos die woord reg sê, U woord se lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voet, Here, dat dit werklik ons so sal ervaar vandag, Here. Staan stil by elke hart vandag. Staan stil by elke gedagte, Here, en ons spreek gehoorsaamheid van elke gedagte aan vanoggend tot gehoorsaamheid aan die woord, Here. En dat dit vanoggend so sal wees, Here, en die woord wat sal uitgaan, Here, dat dit in elke harttafel geskrywe sal wees, Here. En Here, dat dit nie net so informasie sal wees nie, maar dat elkeen getransformeer sal word vir hierdie woord. Here, soos U my getransformeer het terwyl ek hierdie woord voorberei het. Here, so maak doen ook so in ieder en elk wat hierdie woord vandag aanhoor. Het sy dit aanlyn is of in persoon. En ons eer U daarvoor, Vader. Seën dan nou hierdie woord. Here, steek my weg agter daai nuwe houtkruis. Dat U gesels met die geliefde gemeente vandag, Here. Gebruik my maar net as U spreekbuis. En ons eer U daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen. Amen. Geliefdes, ek gaan vanoggend vir julle eerste gedeelte voorhou uit Johannes 12 uit. As jy die Bybel hier het, blaai saam met my, is die Nuwe Testament. Daar van die eerste 8 verse. Die opskrif daar is, Maria salf die voete van Jesus af. Hy sê dat aan Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië toe geloop. Nou onthou die woordjie Betanië, is 'n dorpie. Ons gaan 'n bietjie later uitbrei daaroor. Daar waar Lazarus was, wat dood gewees het en wat hy die dode opgewek het, hulle toe vir hom daar 'n maaltyd berei en Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan die tafel was. En Maria het 'n pond egte, baie kosbare nardussalf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van die salf. En toe sê een van die disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai, hy sê, waarom is hierdie salf nie vir 300 pennies verkoop nie? En die geld aan die armes gegee nie? En hy het dit gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy dief was. Amen. En die beurs gehad en die bydraes geneem. En toe sê Jesus, laat haar staan. Hy sê dit bewaar vir die dag van my begrafnis, want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Maar geliefdes, tot sover. Jesus hulle sit hier om 'n tafel, nou, geliefdes, daar's baie tafels. Daar's tafels en daar's tafels wat jou lewe verander. Ek dink ieder en elk van ons kan so 'n tafel onthou. Het miskien by 'n tafel gesit waar jou pa jou vertel dat jy gaan verhuis. Het by 'n tafel gesit waar iemand jou gevra het, sal jy met my trou? Het by 'n tafel gesit waar die dokter gesê het, ons het die uitslae ontvang. Daar's ook 'n tafel waar 'n familie rondom gekuier het op 'n Kersmaaltyd, die eerste keer nadat 'n geliefde afgestorwe het. Dis vreemd aan die tafels. Mense onthou soms min van die kos wat daar was, maar onthou altyd die gesprekke wat daar was en wat aan die tafel gebeur het. En die tafels is nie 'n plekke waar mense eet nie. Tafels openbaar harte. En tafels, julle mense ken aan sy tafel ken, jy sien hoe hy luister, jy sien hoe hy praat, jy sien hoe hy op reageer, hoe hy ander behandel. Dis alles wat gebeur aan 'n tafel. En daarom is dit opvallend dat Jesus so dikwels om 'n tafel gevind was. En Jesus het saam met die tollenaars, die fariseërs en die sondaars geëet, ook saam met sy disippels geëet. Hy het nie onderskeid getref saam wie hy om 'n tafel gesit het nie. Dit was Jesus. Selfs aan die einde van die Openbaring lees ons van nog 'n belangrike tafel. Die bruilofsmaal van die Lam. Dis ook 'n tafel waar ons by gaan sit. Maar vandag vat die woord van Johannes ons na een tafel. Dis nie 'n tafel wat in Jerusalem was of in 'n paleis
of in 'n tempel nie, maar wel in 'n klein dorpie met die naam Betanië. So as jy die voordeur sou stap in daai huisie in Betanië, sal jy iets merkwaardig sien. Jesus sit daarso. En rondom hom sit almal wat deur genade verander is. Daar sit Simon die Melaatse, hy is nie meer die Melaatse nie, hy is nie die geneesde. Daar sit Lazarus, 4 dae dood. Hy is nie dood nie, hy is lewendig. En daar sit Martha, steeds besig om ander te bedien. En daar sit die 12 disippels, manne wat nog so baie moes leer van Jesus. En daar sit ook Judas, wat deel van die 12 is. So niemand in die vertrek weet nog dat hierdie Judas reeds besluit het om Jesus te verraai nie. En dan staan Maria op en in haar hand het sy 'n albasterfles met suiwer nardesolie, soos ons gelees het in die woord. Die vertrek raak stil. Niemand weet wat sy gaan doen nie. Maar Jesus weet en Maria weet ook wat sy gaan doen met die flesie. Sy stap stadig nader en sy kniel voor Jesus. Met een beweging breek sy daai fles. En die geblyf van die gebeekte albasterfles vul daai hele stilte in hierdie huis en toe vloei die nardesolie. Nie druppel vir druppel nie, sommer alles. En hierdie geur vul hierdie hele vertrek met die nardesolie se reuk. En vir 'n paar oomblikke praat niemand nie. Totdat een stem die stilte verbreek, die stem van Judas. Waarom hierdie vermorsing, sê hy? En geliefdes, van daardie oomblik af verander hierdie ete in 'n spieël. Skielik kyk ons nie net meer na Maria nie. Ons kyk nie net meer na Judas nie. Ons kyk hier na onsself. En waar ons almal sit hier vanoggend, sit ons as dit ware aan tafel. Ons is besig om bedien te word met die woord. Ons sit aan Jesus se tafel vanoggend. Maar jy weet, dit is 'n geestelike tafel. So ons aanbid almal dieselfde Here, ons lees dieselfde Bybel, ons hoor dieselfde evangelie, al hierdie dinge hoor ons als tesame in dieselfde goed. Maar ons harte is nie almal dieselfde. As iemand my verskil daaroor, kan ons maar na die tyd daaroor gesels, maar ek dink jy gaan saam met my stem. Maar voordat ons hierdie plek verlaat, gaan Jesus nie eers na vra hoeveel Bybelverse jy ken. Hy gaan nie vir jou vra hoeveel geld jy gegee het nie. Hy gaan nie vir jou vra hoeveel jare jy lidmaat was nie. Hy gaan net een vraag vra. Hy gaan sê, toe ek by jou tafel aangesit het, watter hart het ek by jou gevind? En geliefdes, en om daardie vraag te beantwoord, moet ons eers verstaan hoe harte gevorm word. Ons moet eers verstaan dat niemand oordag word 'n Judas nie, en niemand word toevallig 'n Maria nie. Nee, elke hart begin ergens. Elke reis begin ergens. Elke reis begin met 'n beginpunt. So, en om hierdie te verstaan, moet ons so 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis, teruggaan waar dit gebeur het, en omdat hierdie gemeente reeds in Betanië is, kom ons af by die eerste hart wat Jesus ontmasker het. En elke Judas se hart begin lank voor hy verraai. En ek wonder, hoe word 'n mens soos Judas? Ek wonder of hy nog altyd so was. Sommige van die beginne, was hy verraaier van die beginne, was hy van die begin af oneerlik, en was hy van die eerste dag af 'n verraaier? Persoonlik dink ek nie so nie. Want toe Jesus sy 12 disippels gekies het hy ook vir Judas ook. Ek glo nie was van die begin af so nie. Maar vir 3,5 jaar of 3 jaar het Judas dieselfde paai as al die ander disippels geloop. Hy het gesien hoe gebeur die wonderwerke, hoe Jesus op die water loop, hoe blindes begin sien, en hy het dieselfde preke gehoor as elke ander persoon wat Jesus aangehoor het. Hy het gehoor dat Jesus die storm stil maak. Hy het selfs gesien hoe Lazarus uit die graf uitstap, nadat hy 4 dae dood was. Hy het self dit gesien, en tog word hy die man wat Jesus vir 30 silwerstukke verkoop het, en verraai het. Hoe gebeur dit? Dit gebeur nie oornag nie, geliefde. Geen mens word oornag in Judas nie. Hart ry stadig weg, soos 'n boot waarvan 'n tou losraak in 'n hawe. Niemand sien dit aanvanklik nie, maar na 'n paar uur sien ons die boot is weg, is iewers in die oop see. So, dis dit ver weg. Dit is hoe harte afdwaal. Nie net met een groot besluit nie, maar met honderde klein besluitjies.
honderde klein kompromie, klein stukkies ongehoorsaamheid, klein oomblikke waar die ek belangriker word as Christus. En ons wil verstaan waar Judas se hart begin verander het. En as ons dit wil verstaan, moet ons heel wat verder teruggaan in die woord. Nie in Jerusalem of Betanië nie, maar die vlakte van Sina. Dit is waar die mense besluit het. Ons gaan daar, ek gaan vir my so lank Genesis 11 vers 4 opsit. Hulle daar besluit, dis toe die toring van Babel gebou het, in Genesis 11. Ons het uitlaat gesê, ons het God nie nodig nie. Hulle vertel van die, daardie mense daar, in Babel, hulle het saam gestaan daarso. Hulle het, dit is eintlik indrukwekkend, hoe saam het hierdie mense gestaan. Hulle werk saam, is kreatief, hulle is georganiseerd, hulle is ambisieus op die oog af. Lyk dit soms so wonderlik. Maar God kyk dieper. Hy kyk na hulle harte. En toe hoor hulle hierdie woorde. Genesis 11 vers 4 sê daar, kom, laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toren waarvan die spits tot aan die hemel reik en laat ons vir ons 'n naam maak sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. Nou geliefdes, hier is die probleem. Die probleem is glad nie die toren nie. Is glad nie die bakstene nie. Glad nie die tegnologie wat hulle gebruik het in daai jare nie. Glad nie. Die probleem was daai twee woorde vir ons self. En geliefdes, sonde begin wanneer God van die troon afskuif en die ek daarop gaan sit. Dis wanneer sonde begin. Dis presies wat daar in Babel gebeur het. En dis presies wat Lucifer ook gedoen het en voor hy die hemel het geskop is. Hy het gesê ek sal opklim en ek sal my troon verhoog en ek sal so die Allerhoogste wees. En geliefdes, sedertdien is dit die oudste sonde wat die mens nog ooit getref het. Dis nie drank of dwelms nie. Glad nie immoraliteit of diefstal nie. Nee, trots. Selfverheffing, selfregering, en die begeerte om 'n eie koning te wees. Dit is een van die oudste sondes vir ons. Dit is waarom die grootste afgod wat ons in Suid-Afrika beleef, is glad nie miskien 'n Boeddha beeld of so nie, of 'n houtbeeld nie. Nee, glad nie. Dis die persoon wat elke oggend vir jou terugkyk in daai spieël. Is daai ou. En daai persoon wat vir jou terugkyk, hy sê, en ons word gebombardeer met vrae wat sê, die wêreld sê gedurende vir ons, volg jou hart. Maar die Bybel sê, die hart is bedrieglik oor baie dinge. En die wêreld sê, glo in jouself. Jesus sê, volg my. Die wêreld sê, jy verdien geluk. Jesus sê, wie sy lewe verloor, terwille van my, sal vind. Amen. Sien jy, hoe bots hierdie twee wêrelde, hierdie twee koninkryke met mekaar. Die een sê ek eerste, en die ander een sê Christus eerste. En geliefdes, as ek jou vandag sou vra, wat is die gevaarlikste woord in die woordeboek van die Afrikaanse taal? Gaan jy miskien vir my sê, haat, of dat moord, of oorlog? Maar ek wonder, of dit nie net sommer 'n klein woordjie is met 2 letters, genaamd ek. Want die oomblik wanneer die ek groter word Jesus kleiner. Want die oomblik wanneer ek my plan belangriker maak, word God se wil opsioneel. En wanneer ek my eer begin soek vir dooi aanbidding, en sonder dat ons dit besef, begin ons daai toren bou. Nie 'n baksteen toring, dis 'n geestelike toring. 'n Toring van status, sukses en prestasie, van selfbeeld, van beheer. Ons bou as dit ware ons eie Babel. Ons bid selfs. Hoor mooi. Here, seën asseblief hierdie toring wat ek besig is om te bou. Ons bid dit selfs. Maar Jesus het ons nooit ooit geroep om ons eie koninkryk te bou nie. Hy het gesê, Matteus 6:33, jy hom vir my daar opsit asseblief. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou geliefdes, hy sê, soek nie jou eerste reputasie nie, op nie jou invloed nie, op nie jou gemak nie, maak nie, maar soek sy koninkryk eers. En geliefdes, as u wil 'n nota maak, skus tog, dan Daniël 4, lees ons die verhaal van Nebukadneser. Ek gaan nou nie Daniël 4 lees nie, maar wat Nebukadneser gedoen het, hy het op die dak van sy paleis gestaan, en hy kyk uit oor Babel, en hy glimlag, en jy kan hom aan jou geestes ook hoor, jy gaan lees in Daniël 4, hy sê, kyk wat het ek bereik, kyk wat het ek opgebou,
Kyk hoe groot is my koninkryk, en op daardie oomblik, terwyl die ek nog in sy mond is, gryp God in. Waarom? Want God bou nooit sy huis, hy deel nooit sy troon met my en jou se ego nie, glad nie. En wat gebeur met Nebukadneser? Hy verloor nie net sy koninkryk, sy koningskap, hy verloor sy verstand, en vir 7 tydperke gaan hy leef hy saam met die diere in die veld, hy eet gras soos die veld, en wanneer verander dit? Die dag, toe ek sê, oog ophef, en nie meer die ek sê nie, ons hoor nie meer die ek nie, maar hy sê, die allerhoogste regeer, en nie daar herstel God op. So, ware herstel begin altyd, wanneer die ek eindig, en God eerste word. En geliefdes, dalk sê die vanoggend iemand in hierdie gemeente, wat jy 'n groot sonde koester, nee, glad nie. Maar jy bou al jarelank in jou eie toon, jy is suksesvol, jy word eers gerespekteer in die gemeenskap, jy werk hard, maar diep binne, want jy Christus begin vervang met beheer. En die Here sê vanoggend nie vir jou, breek jou lewe af nie. Nee, hy sê dit glad nie vir jou nie. Hy sê, klim net van jou troon af. Maar daar is net een koning, en sy naam is Jesus Christus. En geliefdes, dit bring my by 'n volgende punt in hierdie boodskap. Toe die kerk 'n vesting geword het. So, ons kyk hier na 'n hart wat 'n voortmentaliteit toon. En ek praat nie van die kar nie, ek praat van die gebou. Voortmentaliteit toon. Met ander woorde, jy kyk weg in die kerk. Goed, as ou deur Europa gaan reis, dan sal 'n ou sien op sekere plekke as daar baie kastele, en dis hoë mure en dik mure en 'n groot hekke en diep gragte rondom dit. En dan kom ons agter, hoekom is hierdie kastele so gebou? Sodat die mense veilig moet wees. So 'n kasteel is gemaak om mense binne te hou, nie mense uit te stuur nie, glad nie. So sonder dat ons dit agterkom, kan dieselfde met ons as kinders van die Here gebeur. So ons bou geestelike kastele, nie van klip nie, maar van gemak. Ons sê baie maklik, solank ek elke Sondag kerk toe kom, solank ek my tiendes gee, solank ek my Bybel lees, of woon self bidure by, dan is alles reg. Maar ek wil vanoggend vir jou iets vra. En ek sal verstaan as daar ongemaklikheid in jou gemoed opkom, maar dit het in myne opgekom. Wanneer laas het iemand buite hierdie kerk deur jou nader aan Jesus gekom? Dit is 'n ongemaklike vraag, maar dit is ook 'n noodsaaklike vraag. So, want Jesus het nooit gesê gaan sit nie. Hy het gesê gaan. Hy het nooit gesê bou vir my 'n veilige vesting nie. Hy het gesê gaan maak disippels. So met ander woorde moet uitgaan. Dis die groot verskil. En so terwyl ons uitgaan, gaan dink ons aan Jesus se laaste gebed, daar in Johannes 17. As jy geliefde, as jy geweet het jy gaan vanaand sterf, of môreoggend sterf, wat sou jy vanaand gebid het? Johannes 17 kan jy maar gaan lees. Geef ons Jesus se laaste lang gebed voor hy gevangen geneem is. En 'n gedeelte daarin tref my toe. Hy bid nie Vader, haal hulle uit die wêreld uit nie. Johannes 17 vers 15 sê, ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. Dis wat Jesus as deel van sy laaste gebed gebid het. So waarom? Omdat die wêreld die plek is waar lig nodig is. Nou geliefdes, 'n vuurtoring of 'n ligtoring word nie in die woestyn op die sand gebou nie. Nee, 'n ligtoring word op gevaarlike rotse gebou waar die see slaan. Hoekom? Om die skepe daar leiding nodig het. En net so plaas God ons as sy kinders op ongemaklike plekke. Is daar iemand in hierdie gemeente vanoggend wat wil saam met my staan en sê, jy het al op 'n baie ongemaklike plek gekom, waar jou Christendom dalk ongemaklik was. Amen. Amen. Verseker, ek is seker daarvan dat almal het 'n getuie of 2 of 3 dalk of meer van dit. So net so plaas as God ons plekke waar dit nie maklik is nie. Ja, dis nie maklik op baie plekke nie. Maar hoekom? Dit is omdat God wil hê sy lig moet in die donkerste donker skyn. Jy is dalk die enigste Bybel wat die ou saam wie jy werk lees.
Jy is dalk die enigste Christen wat jou buurman persoonlik ken. Jy is dalk die enigste gebed wat daardie jong mens, jong man, miskien die kelner wat jou bedien in die restaurant, of die petroljoggie, of die jong man wat by die robot staan. Jy is dalk die enigste gebed wat hy aanhoor. En as ons binne hierdie geestelike vesting bly, as ons wegtrek by die kerk, wie gaan daardie mense bereik? Dis nie net pastoor se werk nie. Dis nie net 'n predikant se werk. Dis nie, dit is ons almal se werk. Waar ons gaan, moet ons die woord uitdra. So, en Jesus gebruik 'n baie mooi manier om dit te beskryf. Matteus 15 vers 13 en 14. Hy sê daarso: Julle is die sout van die aarde, maar die sout laag geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nergens meer voor as om buite gegooi te word en deur die mense betrap te word. Vers 14. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op die berg lê, kan nie weggesteek word nie. Goed, het jy ooit iemand gesien wat die soutpot langs sy bord kos sit en net daar, en hy staan maar net daar? Glad nie. Die sout moet uit, dit moet aanraking kom met die kos. Dit moet die smaak verander. As dit nooit in aanraking kom met die kos nie, dan verander niks nie. Is net so met lig. As jy 'n flits aansit en jy sit op stille met jou kas toe, dit help niemand nie. Niemand kan dit sien nie. So daarom is die vraag vanoggend nie, is jy sout nie? Jesus sê, jy is. Nie is jy sout nie. Hy sê jy is die sout van die aarde, jy is die lig van die wêreld. Hy sê nie dalk nie, hy sê jy is. Hoor mooi vandag. So waar is jy vandag besig om smaak te bring? Waar bring jy hoop vanoggend? Waar bring jy vrede? Waar wys jy mense na Christus? En daar's nog 'n beskrywing wat dit staan nou nie in die woord nie, maar dis 'n baie goeie beskrywing. Julle het dit seker al gehoor. As jy 'n termometer of 'n termostaat. Goed, die verskil hier is 'n termometer is 'n ding wat net meet. Hy pas aan en hy verander niks nie. Hy sê maar net hoe warm of koud dit is en hy volg en reageer. Maar 'n termostaat, hy verander die atmosfeer. Die vraag vanoggend is, geliefdes, wat is jy? Is jy die termometer? Is jy termostaat? As jy by jou werksplek kom, waar ook al jy jou besigheid doen, wanneer almal kla jy maar saam? Wanneer almal kinders, kan jy maar lekker saam, luister jy lekker saam, lag jy maar lekker saam? Of wanneer almal moed verloor jy ook moed? Of is daar iets aan jou teenwoordigheid waar almal sê, ek weet nie wat dit is nie, maar daar is vrede by hierdie mens. Ek wonder wat dit is. Ek wil dit ook nie. Is dit dalk wat jy uitstraal? Dis hoe Jesus sy kerk bedoel het. Nie as 'n termometer om die kultuur te meet, maar as 'n termostaat wat die kultuur beïnvloed. En geliefdes, dit is die tragedie van ons tyd vandag. Ons tyd in hierdie tyd. En ek lees hoor op my hart vanoggend dat die grootste probleem van die kerk, glo ek, is nie die vervolging nie, op die ateïsme of die media nie. Nee, ek dink nie dis 'n groot probleem nie. Die grootste gevaar is dat ons gemaklik geraak het. En iemand op 'n mannebid hier, ek onthou nog toe Wayne het dit nog gesê. Hy het gesê, dis nie goed genoeg om net kerk te gaan. En dit het my getref, geliefdes. Dis nie goed genoeg om net kerk toe te gaan nie. So ons het geleer om mooi eredienste te hê. Ja, streel ore en alles, maar ons vergeet om die gebroke mense lief te hê, raak te sien. En ons ken die taal van die woord, maar ons sien nie die traan op ons buurman nie. En ons weet wanneer om amen te sê, maar ons vergeet wel om maandag te sê, ek sal vir jou bid. Ons vergeet dit. En hier roep Jesus sy kerk tot orde. Hy roep vir ons terug vanoggend en hy sê, hy roep jou terug na die strate, terug na die markplein toe. Hy sê, terug na plekke waar mense se harte stikkend is, want dit is waar hy altyd was. Ja, Jesus het nooit net gesit en kyk wat mense doen nie, hy het na hulle toe gegaan. Hy het hulle gaan besoek en het hulle bedien, oral waar hy gegaan het. So, vandag vra jy dalk, pastoor, ek hoor wat jy sê, maar ek voel nie sterk genoeg nie. En net daarmee raak jy 'n gedeelte van jou hart aan, nie die trotse deel nie,
nie die gemaklike deel nie, maar die gebroke hart. Net daar raak jy daai hart aan. En 'n hart wat glo, God kan ander mense gebruik, maar nie vir my nie. Kom ons wees nou eerlik, kom ons praat nou kalfhuis hieroor. Wie van julle het al so? Kom, jy skaam te wees. Almal is daar. Sekerlik. En dit is presies die leuen wat die vyand wil hê jy moet glo. Presies dit. Dit is die leuen wat die Vader se kinders steel. Dit is 'n hart wat 'n wurm mentaliteit toon. Nou, ek wonder hoeveel van u sit vanoggend hierso wat glimlag, maar wat eintlik maar moeg is, maar nie fisies nie, maar geestelik. Jy bid, maar jy voel of die hemel stil is. Jy lees jou Bybel, maar die woorde voel ver. Jy kom kerk toe, maar diep binne in wonder jy, kan God my nog gebruik? As dit vanoggend jy is, wil ek vir u vra, luister mooi vandag. Ek het goeie nuus. Want die stem wat vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie, kom nie van jou hemelse Vader af nie. Dit kom ook nie die stem, dis nie die stem van die goeie herder nie, dis die stem van die leuenaar, die aanklaer, die vyand. Hy sê vir jou, jy is nie goed genoeg nie. Wat het God vorentoe gesê? Jy is die sout van die aarde, jy is die lig, nie? Jy gaan dalk wees, jy is. En dit is die vyand se oudste strategie. Ek weet nie of jy al opgelet het nie. Die vyand se leer is almal dieselfde. Hy verander dit nooit. Maar hy pas dit net toe verskillende mense. Hy pas sy plannetjies toe. Dan sien hy kom hier reg, hy gaan nou maar net in die volgende ou toe. En so gaan hy aan. Dis die vyand se strategie. En hy het selfs in Eden vir Eva gesê. Hy het vir haar gesê, het God regtig gesê? Wat doen hy? Hy saai twyfel. In die woestyn, selfs in die woestyn sê hy self vir Jesus, as u die seun van God is, hier val hy identiteit aan. En vandag fluister hy dalk dieselfde leuen vir die gelowiges. Hy vra, as God jou regtig liefhet, as jy werklik gered is, as jy 'n goeie Christen is, geliefdes, die vyand is nie bang vir 'n kind van die Here Christen wat alles weet. Wat hy wel voor bang is, vir 'n Christen wat weet wie hy in Christus is. Want identiteit in Christus verander alles. En nou, maar daar is ook 'n gevaar in die verkeerde identiteit. Ek sê al die verhaal gehoor, maar ek kan net so kortliks vertel van die arendseier wat in die hoenderhok beland het. En daai arendseier het saam met die hoendertjies en kuikentjies uitgebreek. Hy het nou ook gedink hy se hoenderkyk en hy het groot geword en hy sien later 'n arend hoog sweef in die lug. En hy vra, wat's dit? En die hoender sê, nee, is 'n arend, maar moenie kyk nie, ons is nie so hulle nie. En so, en hierdie ou arendjie het groot geword, sy hele lewe lang soos 'n hoender geleef. Hoekom? Omdat hy dit aan mekaar gehoor het, jy's 'n hoender, jy's nie 'n arend nie, jy's 'n hoender. So as jy heeltyd hoor, jy's nie goed genoeg nie, dan gaan jy dit nader aan glo. En dit is die kruks van hierdie saak. Terwyl hierdie arend gemaak was om te vlieg, het hy maar net op die grond rondgeskrop soos 'n hoender, omdat hy geglo het, wat almal vir hom gesê het. So, geliefdes, hoeveel van die kinders van die Here wat vandag hier so sit, leef so presies so. Die wêreld het vir hulle gesê, jy beteken niks nie. Jy gaan nooit verander nie. Jy's te gebroken, jy's te oud, jy's te jong. Jy het te veel sonde. Ek weet wat jy laas somer gedoen het. En daai goeders, jy het te veel foute. En dan glo ons dit. Nie omdat dit waar is nie, maar omdat jy dit lank genoeg gehoor het. Maar geliefdes, God sê iets anders. Hy sê, baie beslis gebeur iets anders. Hy sê nie, jy is 'n mislukking nie. Luister mooi geliefdes, hy sê, jy's my kind. Amen. Hy sê nie, jy's vasgevang in jou verlede nie. Hy sê in 2 Korintiërs 5:17, as jy hom vir my kan opsit daar. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan en kyk, dit het alles nuut geword. Hy sê, as iemand in Christus, hy sê 'n nuwe skepping. En hy sê nie, jy moet eers bewys dat jy waardig is nie, in Korintiërs 6:20. As jy hom vir my kan opsit, dan wat sê die woord? Hy's nogal duidelik daarop. Ons sal nou kyk, hy praat van, jy is duur gekoop
verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees, wat aan God behoort. So jy sê, jy's duur gekoop. As jy gewonder het of jy goed genoeg is, of jy moet eers bewys wie jy is, sê God, nee, ek het jou klaar duur gekoop. So jy is goed genoeg. So die wêreld gee vir jou etiket, ja, maar God gee vir jou ware identiteit. Amen. En dit kan ek vir jy sê, as daar's 'n wêreldse verskil tussen hierdie twee. So, en as jy die wurm mentaliteit toon, 'n hart wat 'n wurm mentaliteit koop, gaan die vyand van jou aasmaak. Hy gaan met jou vis vang, man. Hy gaan vir jou in die water gooi en jy gaan vis vang. So, as jy 'n wurm mentaliteit het, dan gaan die vyand jou sommer net as aan 'n hoek sit. Hy gaan jou as aas gebruik. En 'n wurm, nee, leef altyd in die grond. Hy het geen horison nie. Hy dink nooit in die hemel nie. 'n Wurm word net gebruik. Want 'n wurm, ek het nog gesien die rispus, hulle word nader as vlinders en so aan. So hy word net gebruik. En dit is presies wat die vyand met gelowiges doen. Hy hou gelowiges besig. Dan is hulle nie vrugbaar vir God nie. Hy hou hulle skuldig, maar hulle is nie vry nie. Hy hou hulle bang. En intussen leef ons ver onder dit waarvoor Christus ons losgegooi het. Nou geliefdes, vanoggend wil ek vir julle vra, kyk waar jy sit vanoggend. Ek wil vir jou sê vanoggend, jy staan vandag nie alleen nie. Glad nie. En jy sit ook nie op jou eie skouers nie. Jy sit op die skouers van die oorwinnaar, want Jesus het reeds die geveg gewen. Hy is die oorwinnaar. Onthou, ek het baie lief om te sê, ons bid vanaf oorwinning, nie van oorwinning nie. Ons staan reeds in oorwinning. So, Jesus het reeds oorwinning, en hy het uit die graf uit opgestaan. En daarom sê Paulus in Filippense 4 vers 13, baie bekende vers. Hy sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Hy sê nie, ek gaan jou staat maak aan party goeders nie. Ek is tot alles in staat deur Christus wat die krag gee. So, hy sê nie, ek is sterk maar ek het nooit val nie. Nee, hy sê dit nie. En hy sê, ek is sterk. Hoekom? Omdat Christus is my krag. En dis twee verskillende dinge. So, vanoggend moet ons besef, ons hoop lê nie in ons eie vermoëns nie. Dit lê in Christus se krag wat in ons werk. My hoop lê in sy voltooide werk. En geliefdes, omdat ons sterk staan in Christus, is daar nog plek aan Vader se tafel. Miskien sê daar iemand die vanoggend die straal jare lank in 'n swaar las. Het jouself nog nooit vergewe nie, het jouself nog nie vergewe nie, glo jy God het jou nie vergewe nie, maar ek wil jy moet dit vandag mooi hoor, asseblief. As die bloed van Jesus genoeg was om jou sonde weg te was, wie dink jy is jy volg? Ekskuus, ek praat skerplik. Om vas te hou aan dit wat God reeds weggewas het. Moenie groter wees as die kruis nie. Moenie jou skuld groter maak as sy genade nie. Moenie jou verlede groter maak as sy toekoms nie. Want Christus sê, dis volbring. En volbring mee beteken, dis presies dit. Dis klaar betaal, is afgehandel. En geliefdes, op hierdie punt van hierdie boodskap is ons gereed om terug te keer na die dorpie Betanië toe. Ons verstaan nou iets waarom mense se harte dalk watter kant toe draai, soos Judas en Maria het. En ons verstaan waarom anders soos Maria leef, want die verskil was nooit hulle persoonlikheid nie. Die verskil was wie op die troon van hulle harte gesit. Dis waar die verskil gekom het. En geliefdes, ons gaan nou terug na daai tafel toe, maar hierdie keer gaan ons nie meer kyk wat Maria gedoen het nie. Nee, ons gaan kyk na die gesig van Jesus. Want eintlik is Jesus die hooffiguur in hierdie verhaal. So aan Jesus se tafel word elke hart geopenbaar. En geliefdes, omdat ons nou terug is van Babylon af gekom het tot weer in Betanië, ek wil hê jy moet jou geestesoog sien, hierdie ete wat besig is om klaar te raak. Die son begin sak, die huis is vol mense. En daar word gelag, daar word geëet, en daar word stories vertel. En in die middel van alles sit Jesus. En
wat besonders is, 'n besonderse ding gebeur hierso. Hy glimlag saam. Maar diep binne-in weet hy wat vir hom wag. Binnekort gaan hy herleef wees. Hy weet die kruis wag. Hy weet Getsemane wag, hy weet Golgotha wag. En hy weet dat die sonde van die wêreld op sy skouers gaan rus. En tog is daar geen spoor van bitterheid nie. Daar's geen spoortjie, sweempie selfbejammer nie. Daar's geen spoor van woede nie, net liefde. En dit is wie Jesus Christus is. Hy is 'n toonbeeld van liefde. Selfs op pad na Golgotha het hy nog steeds tyd vir die mense. Liefdes, is dit nie wonderlik. Hy dink aan ander, terwyl hy weet op hom wag. En daardie selfde ete, soos ons gelees het in Johannes 12, verdwyn sy vir 'n oomblik, sy kom terug met daai klein albasterflesie, en as dit maklik miskyk, maar Johannes sê dit wat suiwer nardesolie. En ek wil hier net bietjie vertel van hierdie vleisie met nardesolie. Dis 'n verskriklike kosbare deel gewees in daardie tyd. Dit was amper soos 'n belegging. Dit was amper soos 'n erfstuk wat van ma na dogter toe oorgedra was. Dit was soos 'n toekoms vir daai. Dit is amper 'n jaar se salaris werk gewees vir 'n gewone werker daai tyd. En Maria hou dit in haar hand en sy het eintlik hierdie vleisie vasgehou en lankal besef, eintlik behoort dit aan hom, aan Jesus. En ons weet nie hoe sy dit gedoen het nie, maar sy het dit net geweet. Maar toe sy opstaan, het sy reeds besluit. En wanneer jy jou hand, dit gebeur nie, oorgawe gebeur nie wanneer jy jou hand oopmaak nie. Dit gebeur lank voordat jy jou hand oopmaak. As jy in jou hart reeds ja gesê het vir Jesus, dan kom jy agter, dan besef jy eintlik alles wat jy het, hoort aan hom. En dan breek sy daai fles. Sy het nie die deksel afgeskroef nie, sy het op sommer net gebreek. Waarom? Want sommige offers kan nie weer teruggevat word nie. En toe daardie fles breek, was daar geen pad terug nie. Maar die olie kon nie weer teruggegooi word nie. Sy kon nie môre besluit het, sy wil dit teruggee nie. Alles is uitgegiet op Jesus se voete. En die geliefde gemeente, dit is presies hoe liefde lyk. Liefde bereken nie. Liefde hou nie 'n deel terug van net ingevang nie. Nee, liefde gee en gee en gee. En iemand het eendag vir my gesê, liefde is die enigste ding wat meer word as jy dit uitdeel. Word net meer en meer en meer. En net so gaan die alonbekende Johannes 3 vers 6, ek het nog nie vir jou gegee nie, jy hoef nie op te sit nie. Almal behoort om te ken. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. So hy het hom gegee, hy het hom nie geleen nie, hy het hom gegee. En nou staan Maria daar, sonder sy het besef, en sy bespeel iets aan die Vader se hart. En op hierdie stadium sien ons nie dat Maria ween nie. So ek praat van hartstogtelik huil nie. Daar ek glo daar wel trane gevloei, maar die vorige keer toe Maria bitterlik gehuil het, was toe haar broer Lazarus dood was. Haar hart was gebreek, haar wêreld het in mekaar geval maar vandag, hierdie dag, toe Jesus voete gesalf het, glo was daar ook trane, maar dit was nie trane van 'n hartseer nie, dit was trane van aanbidding. Want geliefdes, iets om met my saamstem, as jy eenmaal deur Jesus se genade aangeraak was, huil jy op 'n ander manier. Ja, ons huil nooit weer dieselfde trane nie, maar ons verloor nog steeds geliefdes en ons harte word nog steeds gebreek en ons is hartseer, maar ons huil anderster. Ons huil nou mense wat hoop het. En daarso word daai nardesolie gebreek en die hele huis word gevul met die geur van die salfolie en dis so 'n pragtige sinnetjie wat my getref het in hierdie boodskap. Maria het gedink sy salf net vir Jesus af, maar die hele huis word vervul met daai geur van daai nardesolie. So almal word bewus van die salwing van hierdie nardesolie. En geliefde, dis hoe gebed werk. As ons vir mekaar bid, as ons lofsang het, dan gaan dit uit, soos daai nardesolie. Die mense, ek sê jou, die mense in die buurt, die huise om ons, hoor dit. As ons by ons huis bid, waar ook kan bid, ander mense hoor dit. Dis hoe, selfde soos hierdie aanbidding van hierdie nardesolie verhaal werk. Dit het die hele huis vervul. So ons lofsange
En dit wat ons hierso sing en praat, word ook deur ander mense aangehoor, die bure en so aan. Maar belangriker nog, as jy hier uitgaan, mag daai woorde wat in jou hart resoneer, mag dit nie hier bly nie. Jy moet dit gaan vertel buitekant, sodat ander mense dit ook kan hoor. So, wanneer een mens werklik aan Christus oorgegee lewe, raak ander mense ook daardeur aan. Verseker, 'n pa in 'n huis wat regtig vir Jesus leef, verander uit julle huis. 'n Ma wat op haar knie leef, verander haar kinders. En ek is 'n voorbeeld daarvan. 'n Oupa wat getrou het, of 'n ouma wat getrou het, laat 'n nalatenskap wat veel verder strek as geld. Ware aanbidding bly nooit by die ware aanbidding nie. Dit versprei soos 'n geur. En ek mag ek vandag vra, watter geur laat jy agter? As jy by jou werk of waar ook al jy kom, laat jy 'n geur van kritiek, ryk hulle vrede, ryk hulle angstigheid, ryk hulle Christus. En Paulus sê, ons is aangename geur vir Christus. So dit is die gedagte. God gebruik gewone mense, hy gebruik my, hy gebruik jou. En Judas praat ook nou, waarom hierdie vermorsing? Dit is 'n koue woord, man. Koue woord, vermorsing. Waar Maria aanbidding sien Judas daar verlies. Waar Maria liefde sien Judas koste. Waar Maria 'n koning sien Judas het geld. En geliefdes, dit is moontlik, en ons sien dit in hierdie verhaal, om in dieselfde vertrek as Jesus te wees, en om steeds nie te ken nie. Dit is moontlik. En dit is moontlik om al die Bybelkennis in die wêreld te hê, maar jy is nie in aanbidding nie. Dit is moontlik om godsdienst te hê, maar nie oorgawe nie. Ja, sprekende voorbeeld. Judas was naby genoeg om Jesus se stem elke liewe dag te hoor, maar sy hart was te ver weg om sy liefde te verstaan. En nou, Jesus, nadat hy die vermorsing aangekondig het, sê Jesus maar eenvoudig vir hom, laat haar staan. En dan hy sê vir haar, moenie hierdie vrou se aanbidding steel nie. En die punt wat ek wil maak, as jy meer tyd maak vir gebed, gaan iemand anders sê, jy is dalk fanaties. Ja, dit gebeur. As jy beginsel bo wins verkies, gaan iemand jou dalk naïef noem. As jy jou lewe vir Jesus Christus gee, gaan iemand vra, is dit regtig nodig? En vandag, as ons mooi luister, jy hoef nooit ooit jou liefde vir Jesus te verdedig nie. As hy werklik die koning van jou hart is geen offer ooit te groot nie. Amen. En Jesus sê iets aangrypends hierso. Hy sê, sy doen hierdie met die oog op my begrafnis. En ek dink nie een van die mense wat daar betrokke was, wat daar teenwoordig was, het besef wat hy sê nie. Niemand het geweet, hy gaan in die kruishout sterf nie. Hulle het nie dit geweet nie. Net Jesus het dit geweet. En hierso, ons gee nooit eers nie. En ek verskoon, maar ek wil 'n Engelse dingetjie sê, want ek het gedink in Afrikaans kry ek dit nie regtig gesê nie. You can never outlove the Lord. You can never outgive God. In Afrikaans kon ek nog nie 'n frase kry wat daarby pas nie. So verskoon my die Engels, maar dit is hoe ek wil sê. Maria se oop hand is net 'n antwoord op God se oop hand aan die kruis. En geliefdes, as ons hart nou haas na die einde toe van hierdie boodskap, sê ons eintlik hierso, ons verstaan in die hele huis waar harte verkeerd begin raak. Babylon het gesê dat ons vir onsself 'n naam maak, tot hier in Betanië, waar Maria eintlik sê, Here, u naam alleen is groot. Dit is die verskil in 'n hart wat homself aanbid en 'n hart wat Christus aanbid. En nou bly daar nog 'n vraag oor, geliefdes. Nie wat Maria gedoen het nie, ook nie wat Judas gedoen het. Die vraag is, wat gaan ek en jy vandag doen? Met dit wat ons gehoor het. Want elke keer as ons hierdie evangelie hoor, sit ons weer aan Jesus se tafel, net soos nou. Elke keer, kyk nie eers na ons hande nie, kyk na ons harte. En as ons na die einde toe haas van hierdie boodskap, dan hoor ons, wanneer Jesus vandag in jou tafel of sal opstaan,
sal hy die geur van oorgawe of die reuk van selfbehoud saam met hom hê? As ons nou net een laaste vraag vra. Hierdie ete in Betanië kom tot 'n einde. Die borde word weggedra en die gesprekke raak stiller. Die mense gaan huis toe. Maria was staan waarskynlik nog daar met 'n gedeelte van die vleis wat gebreek is in haar hand. Judas loop ook uit. Dis dieselfde huis, dieselfde Jesus, dieselfde aand. Maar twee mense stap hier weg. Met twee totaal verskillende harte. Maria het minder nou, maar tog het sy eintlik alles. En Judas het nou meer geld, maar hy het reeds sy siel begin verloor. En Jesus stap uit na die huis op pad Jerusalem toe. Getsemane kom, die tyd van op Golgotha, die kruis kom, en skielik besef ons, die belangrikste persoon in hierdie verhaal bly steeds Jesus Christus, nie Maria of Judas nie. Enige daar gesit het nie. En terwyl hy aan die tafel was, doen hy 'n klomp goeders, hy bedien sy disippels, hy ontvang Maria se aanbidding, hy waarsku vir Judas selfs, hy dien sy disippels, hy leef steeds vir ander. En dit, liefdes, is wie ons Here is, wie ons koning is. En die laaste stil aand in Betanië, dat die geur van die nardesolie so binne dae vermeng word in die reuk van stof en bloed en hout en kruis. Maria het hier 'n liggaam gesalf wat binnekort deur mense gebreek sal word. Sy het self nie geweet hoe naby Jesus aan die Golgotha was nie. Maar sy het nie omgedring, hy het ook nie omgedring, hy het nie gevlug nie, hy het nie gesê dis te duur nie. Nee, hy het maar net aangehou stap. Net gedoen vir jou en vir my. Vir ons. Want Johannes die Doper het uitgeroep, daar is die lam van God, van die sonde in die wêreld weggeneem het. As ons nou verstaan wat Maria gedoen het, en as ons nou weet wat sy gedoen het, sy het geweet, hierdie Jesus is alles werd. En dis al, ware aanbidding begin nie wanneer jy alles verstaan nie, ware aanbidding begin wanneer jy ontdek wie Jesus is. Dit word 'n voorreg en jy vra baie meer, hoe kan ek nog groter en groter kind van U wees? En nou staan ons almal met 'n vraag wat niemand van kan wegstap nie. Nie Maria of Judas nie, maar ek en jy. Ons almal kyk vandag nie eers na ons Bybels nie. Jesus kyk nie. Hy kyk nie eers na ons kerklike ampte nie. Hy kyk glad nie na wie's wie nie. Hy kyk nie na ons bankrekening, hy kyk na ons harte. Miskien sien hy vandag in jou, as jy by die tafel sit, sien hy dalk 'n Babelhart wat homself wil regeer, sien hy 'n Forthart wat het vreesheid wegkreep, sien hy 'n Wurmhart wat vergeet het dat hy duur gekoop is, en miskien sien hy selfs iets van Judas in jou, wat nog nie volkome aan hom behoort nie. Maar hoe verlang hy daarna om 'n Maria hart te vind. Nie 'n volmaakte hart nie, nie 'n sondelose hart nie, maar 'n hart wat sê, Here, alles wat ek is, alles wat ek het, behoort aan U. Sien hy dan daai hart. So, ek wil nie vandag vra om 'n albaster vlees te bring. Ek wil ook nie jou vra om groot belofte te maak nie. Ek wil ook nie jou vra om emosioneel te raak nie. Ek wil net een ding vra. Gee vandag jou hart vir Jesus. Nie net die deel wat netjies lyk nie. Nie net die deel wat nie die Sondag deel nie. Nee. Gee vir hom ook die Maandag deel. Gee vir hom die hele hart, die hele seer, die hele teleurstelling, die sonde, die alles, die vrese, die drome, die trots, die skuld. Gee alles vandag vir hom. Want hy het nie in die kruis gesterf net om 'n deel van jou te red nie. Hy het gesterf om jou heeltemal syne te maak. Geliefdes, ek wil afsluit met hierdie gedagte. Stel jou voor, Jesus staan van daai tafel af, aan jou tafel waar hy gesit. Hy kyk nog een keer na jou, hy glimlag. Hy draai om en hy kyk jou in die oë. En hy vra vir jou voor hy uitstap. Net een vraag. Mag ek môre weer by jou tafel aansit? Nie net vandag, nie net Sondag nie. Mag ek Maandag by jou werk en jou tafel aansit? Mag ek by die tafel van jou huwelik aansit? Mag ek in die tafel waar jy en jou gesin sit en gesels, mag ek daar aansit? Mag ek aansit in die tafel waar jy dink aan jou geheimste oomblikke? Mag ek daar aansit? Mag ek ook daar Here wees?
Dis die vraag, geliefdes. Nie net of Jesus werklik welkom is aan my tafel nie, maar uit die kerk nie, maar is hy welkom aan my tafel. Is hy welkom aan my tafel, die tafel van my hart, die tafel waar ek sit, is hy welkom daar. Want wanneer Jesus werklik aan ons tafel welkom is, dan verander my huis, dan verander my huwelik, dan verander my kinders, hy verander my werk, hy verander my prioriteite, hy verander my hart. En wanneer hy my hart verander, verander hy my lewe. Amen. Ons bid saam. Hemelse Vader, Here Jesus, vandag het ons weer saam met U aan hierdie tafel gesit. Dankie dat U nie net na ons woorde kyk nie, maar ook na ons harte. Dankie Here dat alles nog gebreek is, soos in die Babelse tyd, Here, maar dat Heer van ons vandag uit hierdie vestings uithaal, Here, dat ons kan vorentoe gaan, herinner ons dat ons die wurms is nie, Here, wat nie horisonne sien nie, wat nie na die hemel kyk nie, wat net gebruik word, ons is nie wurms nie, ons is goed genoeg, Here, Here, ondersoek vandag ons harte, Here, ondersoek ons vir 'n Babylon hart, ondersoek ons vir 'n Ford hart, en vir 'n wurm hart, maar Here, dat ons daardie hart het van Maria, wat besef, alles is U sinne, en alles wat ons het, alles wat ons sal kry, en alles wat ons het, sonder voorbehoud, is net U sinne, Here. Here, dat ons U dien vandag, sonder om enigstens terug te hou, dat ons, as ons U dien, Here, dat dit sal wees, sodat U en U alleen verheerlik word, sodat ons sal besef, Here, dat ons nie sal dink, Here, ons is nie goed genoeg nie, en daardie prys wat U betaal het in die kruis, Here, dat dit vir U, wat vir U aanneemlik was, vir ons, dat ons dit sal aanvaar, dat ons daai vergifnis sal vat, en dit ons eie sal maak. Here, dat hierdie woord nie net in elke hart vasgevang wees nie, maar Here, dat dit sal uitgaan, waartoe dit gestuur word, Here, en dat die woord nooit leeg sal terugkeer nie. Hemelse Vader, Heilige Gees, wees asseblief die naprediker van hierdie woord, en dat hierdie woord sal resoneer in elke hart, Here, dat dit sal wees in die stilste oomblikke waarin ons is, dat ons sal dink in hierdie woorde. En ons eer U daarvoor, Vader, in die wonderlike naam van Jesus. Amen.